Middag julle, dit is Mariette van die Kompasvrou en dit is my so lekker om gou-gou 'n videoetjie saam met julle te doen. Ek was baie stil gewees die laaste paar maande en ek moes net nou vandag 'n tydjie afstaan en met elkeen van julle kom praat en ek het gou-gou my seun gaan aflaai by die werk en ek het net besluit wel as ek dit nie nou doen nie, I'm never gonna do it. En dan is ek ongehoorsaam aan die Heilige Gees. So ek bid en ek vra dat die Heilige Gees die regte woorde in my mond sal sit en dat die Here my werklik sal lei om die regte goedjies te sê vandag, want daar's iets wat nou al 'n rukkie op my hart is, wat ek net gevoel het, ek moet met julle almal daar buite deel, en ek dink dit het alles ook te doen in opsigte van hoe die Here met 'n mens werk, in jou identiteit en waar hy jou plaas en hoe jy opstaan en in jou roeping beweeg. 'n groot ding die laaste tyd vir my is nommer 1 is heiligmaking, is om absoluut meer en meer te streef na heiligmaking toe. En ook as ek kyk na die Paasnaweek wat verby is ek net weer so in awe en ek raak so bewoe as ek dink wat die Here vir elkeen van ons gedoen het en hoe God sy enige gebore seun geoffer het vir ons, om ons sondes weg te neem, en hy het ons so lief gehad dat hy sy seun vir ons gegee het. En na hierdie naweek was dit net vir my belangrik geweest om absoluut nie die duiwel die geleentheid te gee om my stem te steel nie, om nie om te gee wat anders sê nie, maar absoluut te fokus op dit wat die Here wil hê ons moet doen. En ek kyk na die laaste paar maande en ek is in awe as ek sien dat 'n paar jaar terug het die Here vir my 'n visie gegee, waar hy vir my gewys het hoe hy vroue oprig. Ek het 'n visie gehad waar ek opgestaan het van my knie af, soos 'n warrior, en hoe daar 'n lyn vroue, soos lionesses, langs mekaar beweeg en vorentoe stap. En ek het ervaar dat die Here in daai oomblik vir my gesê het, ek is besig om koningsdogters, I'm busy rising them for a time like now. En ek kyk na, ek het die voorreg dat ek een van die dae met, Alicia gaan gesels van Komyn en Komyntjie en hoe die Here haar opgerig het, en ek kyk na Mersha oor see, wat hulle pad wat hulle stap as refugees in Amerika, hoe gehoorsaam sy aan die Here is en wat die Here besig is om te doen vir daai gesin, en ek kan net dankie sê vir vrouens wat werklik begin opstaan in dit wat die Here hulle geroep het. Die groot ding daarvan baie keer is dat ons as dogters van God wat weet, ons pas nie in 'n boksie in nie. Die aanvalle is nogal groot, en dis nie dat jy weet jouself al wil uitsonder nie, maar jy besef ook, jy weet, soos Karlien Hasselman sing, en ek kan nie wag om 'n episode met haar te doen en jy weet, haar testimony te kan deel eendag nie. Maar soos haar liedjie sê en soos hy sing is, daar's 'n oorlog. Daar is absolute oorlog. Daar is 'n oorlog vir kompasvroue, en ek wil julle net graag weer 'n bietjie herinner aan wat is die kompasvrou? Ek is nie die kompasvrou nie. Die kompasvrou is vroue van God wat absoluut gelei word deur die Heilige Gees, wat hulle inner kompas is. Die kompasvrou is wat absoluut in die rigting beweeg wat die Here vir haar wys. Die kompasvrou is geanker in haar goddelike noord en DNA wat die Here haar gegee het, en sy glo confidently dat sy daar is vir 'n rede, vir 'n tyd soos hierdie. Die kompasvrou is 'n vrou wat goddelike karakter het, wat nie skaam is om op te staan vir dit wat sy in glo nie, om nie op te staan vir haar geloof nie, om nie op te staan vir die naam en die saak van die Here nie. En die kompasvrou is ook 'n vrou wat vir ander vroue rigting wys, en dit is wat absoluut belangrik is. So, alles in 'n neutedop. Een ding wat ek verskriklik verlief is en hoekom ek die kompasvrou begin het, is dis 'n visie wat die Here vir my gegee het, nommer 1. Nommer 2 is ek ook 'n tall trees coach. Met ander woorde, daai kere wat ek in my lewe gevoel het, ek is gebreek. Ek weet nie regtig waar my identiteit is nie, ek weet nie wie ek regtig is nie, ek reageer op sekere maniere in dinge, ek reageer in sekere verskillende omstandighede, het ek aksies en reaksies, en ek kon nie verstaan hoekom dit so is nie, en ek het die voorreg gehad om
die Tall Trees coaching te kan doen. So, die kompasvrou is ek ook dan daar vir vrouens om hulle te coach en te minister in hulle leierskap, want daar is 'n leierskapprofiel, daar is 'n ouerskapprofiel, daar's 'n huweliksprofiel wat ek met elkeen van julle kan doen, waar ons elke een wat die Here vir ons unieke blueprint DNA gegee het. Die Here het vir ons 'n karakter, 'n persoonlikheid, hy het elkeen se skills en sy roeping is anders, en ons is elkeen uniek in hoe die Here ons gemaak het. En met daai profiel help ons baie mense om net vas te stel, nommer 1, wat is hulle leierskapprofiel, waarin is hulle sterkste, hoe reageer hulle in sosiale omstandighede, hoe reageer hulle en aktiveer hulle self in hulle werksomstandighede, hoe is hulle live view, so dit is so julle 3-dimensionele angle, waar jy hele verslag kry van jou unieke goddelike DNA, wat amazing is. En ek het begin om 'n pad met die Here te stap, en soveel goedjies het vir my begin sin maak, oor hoekom ek meer emosioneel is in sekere opsigte, hoekom ek meer kwaai reageer in sekere opsigte, hoekom ek baie keer negatief raak in sekere opsigte, en dis absoluut so uniek om dit met mense daar buite te kan deel. Dit is absoluut vir my so 'n voorreg om met vrouens te kan werk en met gesinne te kan werk en huwelike waar 'n mens hulle leiding kan gee en sê, weet jy wat, jy gaan moet leer dat jou unieke DNA is so, jou man of jou vrou sinne is so, dit is jou identiteit is in Christus, maar dit is hoekom jy in sekere situasies so reageer. So ek wou daai met julle gedeel het en net baie sterk vasgemaak het in die fondasie daar buite gesit het van hoe die ministry en die coaching en alles by mekaar kom, dat julle dit net weet. So, ja, daar is absolute oorlog daar buite en sekere persoonlike en karaktereienskappe weet die duiwel waar jou sagte punte is, jou slegte punte, die punte wat jou negatief maak, die punte wat jou laat wegstaan, die punte wat jy baie vinnig jou stem net sal ophou gebruik vir die Here, en dit is hoekom ek dit ook wou noem, is dat omdat dit daar 'n oorlog is daar sekere strategieë wat die duiwel gebruik om ons in ons unieke DNA negatief te maak of ons in onsself te laat twyfel. En as so iemand is daar vandag buite wat voel, Jesus, ek het hierdie brandende gevoel hier binne my, die Here het vir my hierdie visie gegee, en ek moes al lankal met hierdie spesifieke ding begin het. Ek wil jou aanmoedig vandag, asseblief, moenie wag vir die perfekte oomblik nie. Moenie wag vir die perfekte platform nie. Begin. Vat daai stap in geloof en begin, want weet jy wat? Al is daar een persoon daar buite in wie jy 'n verskil kan maak, is dit een persoon wat nie kon bekostig om jou stem te kon hoor nie. Die Here gebruik daai een persoon om duisende ander meer 'n impak te maak. So ek wil julle aanmoedig, as daar iemand is daar buite wat sê, ek kan nie hierdie doen nie, of ek weet nie om dit te doen nie, of ek weet nie of hierdie regtig iets is wat die Here vir my gegee het nie, wil ek jou aanmoedig vandag en vir jou sê, begin. Want weet jy wat? Die Here bekwam jou, hy maak jou bekwam om dit te kan doen. Jy moet net die eerste stap in geloof kan neem. Ek kyk nou die dag en iemand sê, weet jy wat, die Here sal voorsien en die Here het vir my dit gegee, maar weet jy wat, die Here verwag van jou ook om daai eerste stap te neem, daai eerste stap in geloof. Die Here verwag van jou om 'n kompasvrou te wees, om in gebed en in woord te staan, vir jou man, vir jou kinders, vir jou besigheid as entrepreneur, vir jou ministry, vir alles wat die Here vir jou gegee het, vir jou unieke karakter en persoonlikheid. Die Here het dit in jou geplant. Jy moet net die eerste stap neem. En saam met dit wil ek sê, so 'n paar maande terug, ek het vanoggend gekry ek weer 'n woord waar die Here sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan jou nie alleen los nie, ek beweeg saam met jou. Kyk wat ek vir jou gaan doen en ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak. En dit slaan my terug, 'n paar maande terug het dit verskriklik by ons gereën. En dit het so gereën, ons het 'n paar plekke in ons huis op die dak waar dit oorloop as dit reën, en ons kom in die badkamer in, en dis asof daai dak oop gebars het, en die water stroom daar uit. En soos wat die water stroom, kyk ek so in die bad af, en dis modder en stukke goed wat uit die dak uitkom, en die Heilige Gees praat met my en sê vir my, Mariet,
Jy bid elke oggend en sê vir my, Here, U sê vir my in my woord, toets my en kyk of ek net die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak in jou omstandighede, of in dit wat jy wil hê ek moet vir jou doen, of wat ook al die geval is waarvoor jy bid, het sy dit vir jou finansies is, vir jou besigheid, vir jou grondgebied, vir jou gesin, vir jou familie, vir jou toekomstige familie. Sê die Here vir my, ek sal nooit teruggaan op my beloftes nie, maar is jy gereed vir hierdie overflow wanneer ek die sluise van die hemel oopmaak? Want die realiteit is, het julle al gesien, as sluise oopgemaak word, dit is massas en massas water wat kragtig daar uitkom met 'n halsespoed. So is jy regtig gereed daarvoor? En die Here sê vir my, is jy gereed? Are you ready to steward what I will be giving you if I open this? Johan, ek staan daar en soos wat ek in hierdie badkamer staan met hierdie absolute water wat net hier af hardloop en orals is, dit help nie eers ons probeer dit droog maak nie, want dis net water orals. Hoor ek net hoe my man sê, joh. En in my gees slaan dit vas dat, is ek rarig, as die Here vanaand vir my die sluise van die hemel oopmaak, is ek rarig equip, is ek rarig reg om te steward dit wat hy vir my gegee het in daai oomblik. As daai massas en massas seëninge en blessings en verandering van omstandighede, wanneer hy daai sluise oopmaak, is ek rarig reg om in daai oomblik alles te kan hanteer. Gaan ek weet om dit te hanteer? En hy sê vir my ook, soos wat ek afkyk en ek sien al daai gaga gemors en sanderigheid en goggarigheid wat daar uit daai dak uitkom, en hy sê vir my, Marie, jy moet ook onthou, saam met enige vloed en massas water waar die sluise oop gaan daar modder wees, gaan daar veilig goed wees. Met ander woorde, jy gaan nog geskaaf word, nommer 1, om van goedjies ontslae te raak, wat nie in jou karakter moet wees vir die Here nie, wat nie in jou karakter as kompasvrou moet wees nie, hoe jy dalk reageer, hoe jy ander mense hanteer, hoe jy situasies ervaar, en nie net dit nie, jy moet ook weet, as kind van God, as jy staan in jou roeping, gaan daar aanslag wees, dan gaan jaloesie wees, dan gaan mense van buite af wees, waar daai modder, daar gaan laat glibberig en glierig maak, en hoe gaan jy dit hanteer? Hoe gaan jy reg wees om al daai modder aan die onderkant, die sluise is oop en is fantasties en al hierdie seëninge kom en die Here maak die sluise oop, maar hoe gaan jy daai modder hanteer? Gaan dit vir jou te veel raak? Gaan jy weet wat om in daai omstandighede te doen? So my woord en my inspirasie vir julle vandag is, elke keer wanneer jy bid en jy vra vir die Here, Here, maak asseblief die sluise van die hemel vir my oop. Maar was ook in my alles wat nie van U af is nie, elke karaktereienskap, elke persoonlikheidsmanier, elke aksie en reaksie, Here, my gedagtes, my hart, enigiets wat nie van U af is nie, Here, verwyder dit, maak dit skoon, dat ek ten alle tye 'n kompasvrou, koninklike karakter sal hê, dat ek altyd in die oorlog langs my man sal staan, by my kinders sal staan, in gebed sal staan, en werklik sal staan in dit wat die Here vir my gegee het. Here, gee my die wysheid en die insigte, om in daai oomblik waar daai sluise afkom, en daai massas modder deurkom, Here, help my asseblief om daai situasies, met koning kompas karakter te kan hanteer, dat ek altyd in U leiding sal wees, altyd in die rigting sal beweeg, U woord my rigting sal wees, dat die Heilige Gees my sal lei, Here, dat ek in sulke omstandighede 'n kompas sal wees vir ander, dat ek hulle die regte rigting sal wys, dat my aksies en reaksies, of hoe ek dinge hanteer, of wat ek van mense sê, of hoe ek in geloof staan, dat dit 'n rigtingaanwyser sal wees vir ander. Ek wil dit by julle los, en ek wil net vir julle sê, baie dankie dat julle hierdie tyd afgestaan het. Asseblief, like en share hierdie blad, like en share hierdie YouTube page, sit daai klokkie aan, dat jy weer notifications kan kry, stuur hierdie vir iemand daar buite wat dit nodig het, wat nommer 1 voel, Jessie, weet jy wat, die Here het iets in my hart geplaas, ek het 'n visie, maar jy's eintlik te bang, en jy luister na die leuns van die duiwel, en dit is nie wat die Here wil hê nie. Jy het iemand nodig om net vir jou te sê, weet jy wat, ek glo in jou vandag. Die Here het jou geroep, jy het dit in jou, dis tyd om daai stap in geloof te vat.
stuur dit vir daai persoon. En weet jy wat, as die Here vir jou gesê het, ek is by jou, en vertrou my, ek gaan die sluise van die hemel vir jou oopmaak, begin om vir die Here te vra, Here, asseblief, maak my bekwam, rus my toe, gee vir my goddelike wysheid en insig, Here, dat ek sal gereed wees as daai sluise oopgaan, en hierdie massas blessings deurkom, en hierdie massas deurbrake deurkom, Here, dat ek dit reg sal steward, dat ek regtig nie sal verander as kind van God, of as 'n konings kompasvrou dogter nie, dat my karaktereienskappe nie sal verander nie, dat ek sal kyk na my aksies en reaksies, en dat ek in alle omstandighede 'n goddelike geur sal nalat waar ek beweeg. Dit is my woord vir julle, en dis my motivering vir julle vandag. Vertrou op die Here, vat daai stap in geloof, en vra vir die Here om jou te begin prepare, en om jou bekwam te maak, en jou toe te rus met wysheid en insig, wanneer daai kluise oopgemaak word. Ek is baie lief vir julle, dit was so lekker om met julle elkeen bietjie te gesels. Ek kan nie wag vir die volgende episode nie. Asseblief hou die Kompasvrou dop. Ons gesels binnekort met Alicia van Komyn en Komyntjie, en hoe die Here haar gestap het. Dis 'n pragtige jong dame in Australië, hoe die Here visie in haar hart gesit het vir vrouens, en hoe sy ook net daai stap in geloof geneem het. Ja, ek kan nie wag om dit met julle te deel binnekort nie, en dan het ek ook binnekort vir julle ietsies oor a leopard never changes its spots, en wat die Here vir my gewys het met dit. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag, baie lief vir julle.